Dot en die kangeroe, die jagters. Tot ziens, Kookaburra, roep Dot, toe sy en die kangeroe die platypus gaan soek. Al die ander diere sê, hy sal haar kan wys hoe om by die huis te kom. Ek het nog nooit 'n eenpekdier gesien nie, sê Dot. Hoe soort dier is hy? Ag, nie sleg nie, sê die kangeroe. Maar koddig hoor. Die diere sê hy's 'n voël en die voël sê hy's 'n dier of 'n vis. Almal laat hom maar liewer met rus. Na 'n tydjie kom hulle by 'n skaduryke poel. Die kangeroe huppel na die waterkant en maak knorgeluide, en weldra sien Dot 'n swart ding op die water. Dit is die bek van die vreemdste skepsel wat sy nog ooit gesien het. Klein en harig, maar met gewebde pote soos 'n eend. Wees baie versigtig wat jy vir hom sê, fluister die kangeroe vir Dot. Ek is die Ornithorhynchus paradoxus, sê die eenpek vir Dot. Gaan jy ook 'n boek oor my skryf? Mense, julle kom hier, grawe my huis op en dink julle kan boeke oor my skryf? Oor my, wie se voortsate al miljoene jare op aarde is? Dot probeer verduidelik dat sy verdwaal het, maar die eenpek lyk verveeld. Eindelik bars sy uit. Nou, iemand moet weet waar my huis is. Natuurlijk, gaap die eenpek. Vra die wipstert. O, dankie, roep Dot uit. Jy's darm slim, eenpek. Ek het jou gesê, my naam is Ornithorhynchus paradoxus. En hy verdwyn weer in sy poel. Nou ja, dan moet ons Willie Wipstert gaan opspoor, sê die kangeroe. Spring in, Dot. Daardie hele dag soek hulle deur die bosveld. Maar hoewel baie diere die wipstert gesien of sy gekwetter gehoor het, tikkie-klak, het hy altyd net weggevlieg voor die kangeroe daar opdaag. Na hulle by 'n watergat iets gedrink het, soek hulle 'n snoesige plek tussen die rotse waar hulle kan oornag. Dot gaan langs die kangeroe lê. Sy dink bedroef aan haar ouers wat hoog en laag na haar soek. Hoe kan hulle weet dat sy goed versorg word? Dot kyk na die sterre en probeer hulle tel. Skielik maak sy haar oë oop. Die maan sit al hoog en die kangeroe snuif die lug. Deur die bome kom die geroffel van tromme. Wat is dit? Vra sy. Inboorlinge, fluister die kangeroe. Aboes, ons moet vlug. Maar hulle sal ons mos nie seermaak nie, sê Dot, wat brand om weer mense gesigte te sien. Kan ons nie gaan kyk hoe hulle dans nie? As hulle ons sien, sal hulle ons met hulle honde jag en doodmaak, antwoord die kangeroe. Maar as jy hulle moet sien, spring in en bly baie stil. Hulle hop deur die bosse al nader en nader aan die lawaai. In die bitter. Uiteindelik sien hulle mans met rooi en wit geverfde liggame tussen die bome dans. Ander hurk op met spiese op boemerangs of klap hulle hande. Almal sing 'n eentonige klaaglike lied. Die kampvuur se vlamme verlig hul gesigte met 'n aaklige rooi gloed. Ek is bang, fluister Dot. Wit mense is nie so nie. Alle mense is eintlik maar dieselfde, sê die kangeroe. Almal maak ons dood. Kyk, hulle dans die dans van die kangeroe. Een van die dansers gee voor om 'n kangeroe te wees, en die ander gee voor dat hulle hom jag en doodmaak. Dot ril en fluister. Ek wens ek was nie 'n mens nie. Die liewe kangeroe klop haar op die skouer.
Daar is 'n paar goeie mense, sê sy. As jy nooit kangaroevel skoene dra en nooit kangaroesop eet nie, kan jy een van hulle word. O, ek sal, beloof Dot. Albei het skoon van die dingo's, die Abu se honde vergeet. Die dingo's wat in die kamp rondsluip, het die kangaroe skielik geruik en nou blaf hulle. Die Abus hou op met sing en begin skree. Die kangaroe gryp Dot en gee 'n paar enorme spronge. Dit voel vir haar asof sy deur die nag vlieg. Maar die keffende honde en die gillende Abus is nou almal agter hulle aan. Die arme Dot is doodbang. Die maan skyn helder en die jagters kan die springende kangaroe duidelik sien. Sy steek soveel krag in elke sprong dat sy binnekort begin hyg na asem. Kangaroe, roep Dot, sit my neer, sonder my kan jy miskien wegkom. Nee, veer nie, hyg die dapper dier. Dis hoe ek my kleintjie verloor het. Skielik kom hulle tot stilstand. Voor hulle gaap 'n diep skeur, 'n enorme donga. Ver agter hulle kan Dot die jagters gewaar, maar een hond is al baie naby. Sy kan sy skerp tande in die maanlig sien glinster. Vinnig lig die kangaroe die dogtertjie uit haar buidel en staan die hond in wag. Met 'n aaklige geknor spring die hond na die kangaroe se keel, maar sy gryp die hond met haar 2 swart hande vas en skop met haar sterk regterpoot. En toe sy die hond op die grond neergooi, is dit dood. Maar die ander jagters kom nader. Die enigste moontlikheid is om oor die donga te spring. Die kangaroe tel Dot op, sit haar weer in die buidel en hop na die kant van die verskriklike kraas. Weer roep Dot uit: "Ag, liewe kangaroe, laat my hier en red jouself." Maar sy hoor net die wind fluit. Toe kom die groot sprong. Dot hou haar asem op terwyl hy deur die lug vlieg. Ja, hulle bereik die ander kant. Nee, die kangaroe gly terug, die afgrond in. Sy klou krampagtig aan die kraas, probeer 'n vastrapplek kry dit, strompel vorentoe en val uitgeput op haar gesig neer. In 'n kit spring Dot uit die buidel en slaan haar armpies om die arme dier se nek. "O, liewe kangaroe, moenie doodgaan nie," roep sy en druk die harige kop teen haar vas. Maar die kangaroe lê en hyg. Skielik hoor hulle 'n onbeskofte stem praat. "Ek kan gee haar nie 'n bietjie water nie. Mense is so dom." Dot draai om en sien 'n bruin voeltjie op lang bene. "Maar daar's nie water nie." "Domkop," kwetter die roerdomp. "Maak net 'n gaatjie in die gras." Dot grawe in die gras en mos. Dadelik wel pragtige helder water in die gaatjie op. Sy maak haar hande bak en gooi die water oor die kangaroe se hygende tong en nat geswete pels. Tot haar vreugde gaan die bruin oë oop. Haar vriendin sal nie sterf nie. "Dit was gaaf van jou om my van die water te vertel," sê Dot vir die roerdomp. Maar hoewel die voël baie ingenome is om dit te hoor, is hy altyd so onbeskof, dat hy maar net 'n gesig trek en sê, "Ma." Na 'n paar tree draai hy om. "Jy, domkop, daar's 'n droë grot onderkant die bloekomboom. Dis goed genoeg vir kangaroes en dom mensies." Dankie, sê Dot, en help die kangaroe op haar pote. Hoe gelukkig is sy dat sy sulke goeie vriende in die bos gekry het. Moontlik kom sy binnekort op Willie Wipstert ook af, en hy sal haar help om die pad huis toe te vind. Wanneer ek groot is, dink sy, sal ek niemand ooit toelaat om my bosveldvriende seer te maak nie.
Luister en lees verder in deel 8. Dot en die kangaroo. Die pad huis toe.